Goeiemôre, hartlik welkom vanoggend by ons oordenking. Ons het vanmôre in die gemeente dankdiens en daarom gaan ons oordenking ook vanoggend oor dankbaarheid. Ja, 'n lewe van lof wat juis 'n paar kenmerke dra. Onder andere is een daarvan dankbaarheid. Ons lees vanmôre uit Esra 3. Ons gaan 3 versies saam lees, daarvan af die 10de vers tot aan die einde van die 13de vers. Voordat ons nou uit die woord van die Here gaan lees, gaan ons nou eers saam bid. Here, onse Here, op hierdie môre wil ons U loof, prys en eer. Ja, ons wil aan U al die lof toebring waartoe ons in staat is, omdat U die Here is en niemand anders nie. Vader, Seun en Heilige Gees, U wat van alle ewigheid tot in altyd sal wees. U wat nooit 'n einde het nie. Ja, Here, U wat ook na ons toe afbuk as die barmhartige, die genadige God. Die God wat sy liefde oor ons dag na dag uitstort. Die God in wie se liefde ons kan lewe en werklik dat ons U kinders kan wees. Dit laat ons eintlik stil van verwondering voor U. Want Here, ons is so daarvan bewus hoe broos en hoe breekbaar ons eintlik is. Ons is daarvan bewus dat ons so vol sonde is. Ja, dat ons uit onsself niks goeds kan doen nie. En dat ons totaal en al van U afhanklik is. Dankie dat U voorsien. En dankie dat U ons U kinders kom maak het. Ons Here Jesus, dit het so geweldige prys aan 'n kruis gekos. Dankie daarvoor. Dankie dat ons ook U woord het. U woord wat ons leer hoe om te lewe. U woord wat ook in ons lewens wil werk deur U o Gees, sodat ons sal lewe aan die hand van U wil, ons Vader. Help ons om juist dit te doen. Ons bid dit alles in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. Esra 3 vanaf vers 10. Toe die bouers die fondamente van die tempel van die Here klaar gelê het, het die priesters in amptsdrag reg gestaan met trompette en die leviete van die Asafgroep met simbale, om die Here te loof soos koning Dawid van Israel bepaal het. Hulle het die Here begin loof en dank, want hy is goed, aan sy liefde vir Israel is daar geen einde nie. Die hele volk het dit tot lof van die Here uitgejubel, want die fondamente van die huis van die Here was gelê. Baie van die ouers onder die priesters, die leviete en die familiehoofde wat nog die eerste tempel geken het hardop aan die huil gegaan, toe hulle sien hoe die fondamente van die tempel gelê word. Baie ander het luidkeels van vreugde gejubel. Niemand kon die gehuil tussen die blye gejubel deurhoor nie, so hard het die mense gejubel. Dit kon van ver af gehoor word. Ons lees tot sover uit die woord van die Here. Ons uitgangspunt natuurlik daardie lied wat gesing is, want hy is goed, aan sy liefde vir Israel is daar geen einde nie. Wat 'n pragtige gebeure in die lewe van die volk van Israel. Ons tema vandag, 'n lewe van lof begin, waar God se goedheid en liefde weer raak gesien word. 'n Lewe van lof, die gevolg waar God se liefde en goedheid raak gesien word. So 'n paar jaar gelede het ons almal 'n Griekse woord leer ken, omdat daar 'n belangrike rolprent fliek gemaak is met die naam déjà vu. 'n Griekse frase. 'n Griekse frase, as 'n mens gaan opkyk wat dit beteken, dan sê dit beteken die volgende: 'n ding wat altyd daar was, maar wat dan weer raak gesien word. In die fliek natuurlik die herhaling van dieselfde gebeure, iets soortgelyks daaraan. Iets wat maar altyd daar was, maar dan opnuut weer raak gesien word. My groot vraag is, God se liefde,
God se goedheid was nog altyd daar. Maar sien ek en jy dit nog raak? Sien ons dit nog raak, wanneer die Here ons so op kennelike wyse dag na dag seën? As ek kan so bietjie meer as 'n week terugdink, dan kan ons nie anders nie, dat daar net een woord oor daardie week staan waarin ons so hard gewerk het, en daardie woord is seën. Hoe die Here ons uitsonderlik geseën het met alles, met saamwerk, saam lag, partykeer self saam kwaad word, ja, die seën van die Here, wat oor ons gerus het. Niemand het regtig seer gekry, sodat daar ongevalle was, en mense in hospitale beland het nie, dit kon so maklik gebeur. Ons is trouwens Saterdag gou daarin herinner, onthou jy nog die ontploffing daar? Ja, die seën van die Here, wat so oor ons uitgestort word. Sien ons dit nou raak? En as ons dit raak sien, waartoe lei die seën van die Here in ons lewens ons? In die tyd van Esra was dit ook 'n tyd waarin die volk opnuut die goedheid en die seën van die Here leer ken het. Trouwens, Esra was 'n skinker in die huishouding van die Persiese koning Artasasta, hier natuurlik bekend as Kores. En dan gaan Esra in, hy skink vir die koning, en die koning merk op dat dit glad nie goed gaan met Esra nie. En hy vra Esra wat is fout, en Esra vertel hom van Jerusalem wat tot op die grond vernietig is deur die Babiloniërs destyds, en dat die tempel nog nie herbou is nie. En dan ontvang hy briewe van hierdie man Kores, en hy ontvang hierdie opdrag om te gaan, om die stad te gaan herbou. Hy en Nehemia wat die mure herbou het, en Esra en Nehemia en die volk wat dan saam staan om die tempel te herbou. En wanneer die fondamente van die tempel gelê word, dan is dit nie anders nie as groot klomp vreugde wat daar geheers het. Want sien, vir so lank het die volk nie gedink dat God daar is nie, want die Hebreër van daardie tyd het so in sy gedagtes gedink oor God, dat God juist daar is waar die tempel is. En nou, daar in die vreemde, waar hierdie ballinge was, het hulle nie die vreemde tempels gesien, en het hulle nie hulle God se tempel gesien nie, die enigste ware God. En nou word waarlik die tempel herbou. En dan klink daar 'n lied op, 'n lied wat sê, want hy is goed, ja, sy troue liefde oor Israel is vir altyd. 'n lewe van lof wat opklink. 'n loflied wat strek tot in alle vertes waar mense dit kan hoor. Maar wat sou 'n lewe van lof werklik beteken? Ja, wat beteken 'n lewe van lof vir ons vandag? As ek hier na hierdie gedeelte kyk, is daar 3 dinge wat vir my so uitstaan oor wat 'n lewe van lof beteken. En ek wil juist dit vanoggend met julle deel. In die eerste plek beteken 'n lewe van lof 'n lewe vol dankbaarheid. Dankbaarheid hier in die gemoed bly. Dankbaar, omdat die Here so goed is, en omdat die Here vir ons so lief is. Kyk mooi wat sê ons teks, terwyl hulle die Here loof en dank. En dan kry ons hierdie refrein van loof, baie kere in hierdie 3 versies wat ons gelees het, en in die hoofstuk ook verder, hoe die volk die Here loof, maar dan hierdie onderbou, hierdie dankbaarheid, hierdie dankbare ingesteldheid wat daar heers. Dankbaarheid omdat die Here nagekom het wat hy gesê het. Hy het hulle teruggelei na hulle land toe. Hy het hulle teruggelei om die stad te herbou en om sy tempel te herbou. Dan is daar dankbaarheid. As ek en jy so terugskou oor die afgelope gebeure en oor ons lewens selfs, hoeveel dinge
is daar nie waarvoor ek en jy dankbaar kan wees nie. Dankbaar. Ja, dankbaar as deel van ons ingesteldheid. Om met 'n dankbare gemoed na dinge te kyk, verander die lewe. Ja, dit verander die woorde op ons lippe na lofwoorde aan die Here. Dit kan ons nie anders nie. As ek sien hoe die Here my seën, dan kan dit nie anders nie dat ek na 'n wêreld gaan en sy lof wil verkondig. Ja, dat die Here so goed is vir my. Ek dink daaraan die preek op die berg waarin ons Here Jesus die mense aanmoedig met die volgende woorde: laat julle lig so voor die mense skyn dat hulle julle goedheid kan sien en julle Vader in die hemel kan verheerlik. Waar mense God se goedheid, God se liefde ervaar, daar word ons Vader in die hemel geloof en vereer. En dit is juist wat hierdie gedeelte ook maar wil leer. Dankbaarheid wat lof op die lippe bring. Maar 'n lewe van lof beteken ook 'n lewe vol toewyding. Hier gebeur 'n baie interessante ding. Kyk mooi, die 12de vers. Baie van die priesters en die leviete en die familiehoofde, die ou mense wat die eerste huis gesien het hardop gehuil toe die fondamente van hierdie huis voor hulle oë gelê is. Wanneer 'n mens oor 'n ding huil, is daardie ding vir jou baie belangrik. Dan is 'n mens mos aan daardie saak verbind. In hierdie geval, toe hulle die fondamente van die tempel sien gelê word, toe kan dit nie anders nie. Dit bring trane in die oë. Trane in die oë by die ou mense wat nog altyd aan God toegewy was, wat aan God verbind was. Ja, daar was seker ook twyfel daar in die ballingskap, toe dinge moeilik gegaan het. Is God nog regtig by sy volk betrokke? Is hy nog regtig daar waar hy met sy volk op pad is? Of het hy dalk van sy volk vergeet? En hier kom die bevestiging vir hulle, want hulle sien die fondamente van die tempel word gelê. Inderdaad, God het sy beloftes nagekom. Ek en jy, ons wat weet dat God sy grootste belofte aan ons nagekom het. Daar waar ons so diep in die moeilikheid was oor sondeskuld, het God self gekom en nie die tempel herbou vir Israel nie. Nee, hy het gekom en hy het ons Here Jesus gegee, sy seun, om vir ons sondes aan daardie kruis te sterf, sodat ek en jy se skuld vergewe kan word, sodat ons nou 'n toekoms kan hê, 'n toekoms waarin ons op pad is na hom wat ons juis kom verlos het van sondeskuld, om in sy heerlikheid te deel. En as dit jou en my waarneming is vanmôre, kan dit mos nie anders nie, as dit ook lof op ons lippe bring. Lof omdat ons weet dat die band van die dood verbreek is, en dat ons juis op pad is om ons Here te ontmoet. Maar dan is daar ook 'n derde ding wat gebeur. 'n Lewe van lof beteken ook 'n lewe vol diensbaarheid. Inderdaad, kan dit nie net by lippetaal bly nie. Ons sien hier in Esra, toe die bouers die fondamente van die tempel van die Here gelê het, het die toesighouers, die priesters en die amptenare gereed staan met trompette, en die leviete, die nageslag van Asaf, met simbale om die Here te loof volgens die voorskrifte van Dawid, die koning van Israel. Almal is betrokke, almal is diensbaar. Diensbaar om die Here te dien, omdat hy so goed is. Diensbaar in dit wat die Here vir hulle bestem het. Ons kan iets hier by die volk Israel leer. Ek en jy, wat so baie by die Here ontvang het.
Is ons nog dienend besig met sy dinge? Of is ons so selfgerig dat ons vergeet het dat ons eintlik hier is om die Here te dien? 'n Lewe van lof word juis uitgedruk in die dien van die Here. Die dien van die Here op 'n onvoorwaardelike wyse. Ja, nie met dit wat ek net altyd verwag nie, maar omdat ons die Here dien, omdat ons sy goedheid en sy liefde raak gesien het. Die Israeliete het begin bou, en toe hulle begin bou het, het hulle in diensbaarheid die Here geloof. Ons sien die Lewiete, hulle wat juist bekend was vir die dien in die tempel, hulle staan gereed met die lof wat hulle wil aanhef tot die Here. Ja, die volk wat deelneem aan die lof, diensbaar deelneem aan die lof, deur die bouers wat bou, en die volk wat jubel en juig, dat 'n mens dit ver kan hoor. Ek dink, dit was seker tot vir die bouers 'n geweldige aansporing gewees. En ek en jy wat die lewe ontvang het, die lewe tot in alle ewigheid, stem dit jou en my ook om diensbaar te wees, soos wat ons Here Jesus vir ons 'n voorbeeld was. Hy wat gesê het, ek het gekom om te dien, sodat baie gered kan word. Daarom kan ons mos nie anders as om juis in sy voetspore te volg nie, om dienaars te word, dienaars tot sy eer en tot sy verheerliking. Sien ek en jy nog God se goedheid? Sien ons nog sy liefde raak? Waar dit gebeur, kan dit nie anders nie, dat ons hom gaan loof en eer. Amen. Here, baie dankie dat ons ook vanoggend hierdie pragtige gedeelte kan saamlees, en dat ons ook in ons gebeure kan sien hoe U ons seën, hoe U goed is vir ons. En daarom kan dit nie anders nie dat daar ook vanmôre op ons lippe 'n loflied is, 'n loflied tot die eer, 'n loflied omdat ons dankbaar is en omdat ons aan U toegewy is, 'n loflied omdat ons U wil dien en jy's aan U diensbaar wil wees. Here, ons bid vanmôre vir hulle wat dit moeilik het, hulle wat swaar kry, hulle wat van een of ander mediese prosedure herstel, hulle wat dalk met 'n verhouding sukkel. Ag Here, hierdie wêreld is so vol pyn en so vol stikkend. Ons dra elkeen op wat juis in daardie pyn is en wat stikkend beleef. Ons dink aan daardie gedeeltes in ons wêreld waar daar geweldige oorloë heers. Ag Here, gee dat daar kentering sal kom en mense tot besinning sal kom, sodat oorloë sal ophou, sodat U gedien kan word. Here, ons bid vir hierdie week wat voor lê. Seën ons in hierdie week en gee dat ons derentyd op U gefokus sal lewe, o Gees. Werk in ons meer dankbaarheid, sodat ons met 'n gejubel sal lewe, sodat ons toegewy aan U sal lewe en U sal dien. In die naam van Jesus. Amen. Bring lof aan die Vader, verheerlik die Seun, vir liefde, genade, verlossing en steun, dat elkeen wat glo nie verlore mag gaan, maar ewig voor hom as verloste kan staan. Loof die Heer, sing gelowiges saam. Loof die Heer, prys sy heilige naam. Hy kom uit genade, ons sondes versoen, dat ons hom vrymoedig ons Vader kan noem. Ons lof, ons aanbidding, o Vader, ons lied, is nietige klanke deur kinders gebied. Tog sien U ons nood en verhoor ons gebed, oneindig die liefde wat U vir ons het. Loof die Heer, sing gelowiges
prys sy heilige naam. Hy kom uit genade, ons sondes versoen, dat ons hom vrymoedig ons Vader kan noem. Loof die Heer, sing gelowige saam. Loof die Heer, prys sy heilige naam. Hy kom uit genade, ons sondes versoen, dat ons hom vrymoedig ons Vader kan noem.